Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings weer. Ons gaan voort met die vrug van die Gees as ons kyk hoe dat die Gees in ons werk. En ons lees vanoggend uit Titus hoofstuk 3. Titus 3, ons begin vanaf vers 1. Herinner hulle daaraan om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees, om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk, niemand te belaster nie, om nie bekleierig te wees nie, maar vriendelik, en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. Want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en luste. Ons het in kwaadwilligheid en naaiwer geleef. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedheid en menseliefde van God, ons verlosser, verskyn, het hy ons verlos, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus ons verlosser. So het ons, geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Die uitspraak is betroubaar. Ek wil hê dat jy hierdie dinge moet benadruk, sodat hulle wat in God glo, daarop bedag sal wees om hulle aan goeie werke toe te wy. Hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense. Vir my egter onsinnige dispute en geslagsregisters en stryery en hardlowery oor die wet, want dit is nutteloos en sinneloos. As iemand verdeeldheid saai, wys hom na 'n eerste en tweede vermaaning weg, omdat jy weet dat so 'n persoon op 'n verkeerde pad is en sonde doen. Hy veroordeel homself. Geliefdes, ek onthou hoe ek van tyd tot tyd 'n fliek gekyk of 'n storie gelees het saam met kleiner neefies en niggies of kinders. En heel dikwels redelik aan die begin van die verhaal, terwyl ons van die karakters leer, is daar onvermydelik 'n vraag gevra. Is hy 'n goeie of 'n slegte ou? In die gedeelte wat ons sopas gelees het, beveel Paulus vir Titus aan om sy gemeente te herinner om gereed te wees vir elke goeie werk. En Paulus begrond daardie opdrag in wat God vir hulle gedoen het. Maar toe die goedheid en goedertierenheid van God ons verlosser verskyn het, het hy ons verlos of het hy ons gered. As gevolg van God se goedheid in ons verlossing word ons tot goedheid geroep. Vanoggend se vrug van die Gees is goedheid. En goedheid is die 6de vrug van die Gees. Ons word geroep om die goeie ouens en die goeie meisies te wees. En ons doen nie goed sodat die Gees in ons sal woon nie. Ons doen goed omdat die Gees in ons woon. Goedheid het te doen met moraliteit en met geestelike uitnemendheid. Dit hou verband met vriendelikheid, omdat die bewyse van goedheid so dikwels gesien word in hoe ons met vriendelikheid met mekaar omgaan. As jy en ek die ontvangers van God se goedheid is of was, dan behoort ons dieselfde aan ander te doen. Soos ons reeds opgemerk het, leef ons in donker dae met soveel haat en soveel verdeeldheid en woede en geweld. En Jesus het in Matteus 5 vers 14 gesê dat ons die lig van die wêreld is. Hoor mooi, nie moet wees nie. Dat ons die lig van die wêreld is en dat ons nie daardie lig moet wegsteek nie. Diegene in wie die Gees woon,
het die geleentheid om skynende ligte van goedheid in hierdie donker en bose wêreld te wees. En hierdie ligte van goedheid moet ons wees totdat die Here Jesus Christus kom. So kom ons bid vanoggend dan eerstens daarvoor, vir die wederkoms van Christus. Maar kom ons bid dat jy en ek ook intussen helder sal skyn van goedheid in hierdie donker wêreld. Kom ons sluit ons oë. Driemaal heilige God, Here, vanoggend raak ons stil voor U. Ja, hier vroeg in die oggend waar 'n nuwe dag breek, besef ons hoe groot U goedheid is. Ja, Here, wil ons saam sing, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Want dit raak ons in die hart. Ja, Here, ons besef ook dat ons in 'n donker wêreld is waar dinge net beter sal gaan en eers beter sal gaan, Here Jesus, wanneer U kom, want U het gesê dat die laaste dae so sal lyk. Daarom bid ons, Here Jesus, dat U moet kom. Maar ons bid ook, o Heilige Gees, dat U in ons sal werk, in my sal werk, dat ek intussen helder sal skyn van U goedheid. En dat dit 'n ligpunt in hierdie donker wêreld sal wees. Dankie dat U my lei op hierdie pad, elke oomblik van elke dag, en dat ek maar net op U kan vertrou, vir U genade. In Jesus naam, amen. Ons sing vanoggend saam skrifbereiming 3-1, en ons sing al 3 die verse. Geliefdes, vir maandagoggend lees ons 1 Johannes 1 vers 1 tot 10, 1 Johannes 1 vers 1 tot 10, wanneer ons aangaan met ons oggendoordenkings. Sondagoggend gaan ons saam die sakrament van die heilige nagmaal vier hier in Amanzimtoti, en ons skriflesing is Numeri 13. Numeri 13
die eerste 14 verse. U is welkom om ook in te skakel vir daardie diens 9 uur Sondagoggend. Totdat ons mekaar Sondag of Maandagoggend weer sien, 'n geseënde tyd vir elkeen.